Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdag aand in Fokus. As jy dink daar is iets fout met jou TV-skerm of jou rekenaarskerm van waar jy kyk, daar is nie iets fout nie. Baie keer die geeswerk van God en waar ons vandaan kom of onakkurate lering plaas God se werk uit fokus uit. En dan kos dit weer 'n tyd en 'n plek wat God kies en 'n man wat hy kies om die dinge van die Here weer in fokus te plaas. En daarin bestaan 'n program soos vanaand. Om die tyd waarin jy leef en waarvoor ons bestaan, die purpose, weer in fokus te plaas, sodat ons die dieper dinge van God weer kan raak sien. Maar, om die dieper dinge van God raak te sien, moet daar 'n paar dinge vas wees in ons lewens. En daarin bestaan hierdie reeks die eerste dinge aangaande Christus. Want ons as wedergebore Christene moet sekere dinge kan bank en dit as afgehandel sien, sodat ons kan voortgaan met die dieper en die mooi dinge wat God aan ons wil openbaar. En daarom een van daai dinge wat ek dink regtig bedreig word in ons tyd is identiteit. Identiteit is een van daai goed wat so goedkoop geraak het. Jy kan nou al kies wat jy wil wees. En as ek vanaand vir elke ou wat kyk en persoon wat kyk, julle as gaste vra, as wat identifiseer jy? Wat sal jou antwoord wees? Ons het vroeër die week het ons 'n post uitgesit op ons infokus groepie, as julle nie deel is daarvan nie, gaan kyk bietjie. Dat sê ons funksie is nie groter as identiteit. Identiteit is groter as jou finansies. Identiteit is groter as jou agtergrond. Identiteit is groter as enigiets wat jy koppel wat vir jou waarde gee. En die probleem is omdat die vyand identiteit afgewater het, soek ons dinge wat ons waarde weer kan herstel in identiteit. Maar dis waarvoor die groot prys wat Jesus Christus kom betaal het, om te verstaan wie en wat ons is en in watter tyd ons leef. En so vanaand saam met my het ek my twee gaste, Zandrey Strydom, visie leier van CIM Collective. Vanaand Jake. Is dit baie lekker om jou hier so te hê vanaand? Ja, voorreg om hier so te wees. Ja, baie dankie. Niels Labeskagni, baie welkom. Ons gaan lekker gesels vanaand. Zandrey, ek wil sommer gou wegspring met die eerste dinge aangaande Christus. Hoekom is dit belangrik in hierdie tyd, veral waar ons nou leef, om 'n paar goed vas te maak vir ons as gelowiges? Ek moet sê jy het nou so 'n incredible opening gehad. Ek sit en luister nou diep en aandagtig vir jou. Weet jy wat, Jake, daar's dinge waarvoor Jesus Christus bid. Daar's sekere dinge wat Jesus Christus afgehandel het. Ja. En dis belangrik vir ons wat weergebore word, eintlik uit daai afgehandelde werk, om daai afgehandelde dinge waarvoor hy reeds betaal het, waarvoor hy dood gegaan het, en toe hy opstaan om 'n nuwe werk te word, te openbaar en ons in staat te stel. Verskriklik belangrik vir ons om die dinge wat hy reeds voorbetaal het en die dinge wat hy afgehandel het, wat volmaak is, Ja. te verstaan wat dit is en dit as die eerste dinge aangaande Christus te kan bank, sodat ons kan aanbeweeg na volmaaktheid toe, sê die skrif, want daar sekere dinge wat toe hy het gesterf en hy het sekere goeders volbring en is afgehandel, toe staan hy op om 'n sekere werk in die kerk in staat te stel. Ja. So daar is dinge wat Jesus Christus wat hy afgehandel het en ons moet daai goeders kan bank, sodat daar dinge is wat ons weer moet doen en wat ons moet oopsluit en sekere dinge wat ons moet werk in die kerk wat moet geopenbaar word. Nou, ons sal nooit beweeg na die dinge wat ons moet openbaar en met geloof dit bestorm. As ons nie met geloof sekere dinge kan afhandel wat hy reeds volbring het nie. Ja. So alle dinge is nie volbring nie. Daar is sekere dinge wat hy voorbetaal het en volbring het en dis afgehandel. En dit stel die kerk deur sy opstanding dan in staat dat ons daai werk in ons kan oopsluit en kan vrugbaar maak en vermenigvuldig en bewoon en bewerk en daardie heerskappy moet in die aarde ingaan. Ja. So ons sal nooit in ons hele lewe die Here kan vertrou na volmaaktheid toe as ons die eerste dinge aangaande Christus nie kan bank nie. Ja. Dis eintlik maar soos wat om 'n huis te bou op sand of op 'n rots. Ja. Jy weet, want God wil sy huis bou en as dit sekere goed nie vas is nie, as die fondasies, dit wat fundamenteel is tot ons geloof, nie vas is nie, is daai huis wankelbaar. Ja. En dit is wat die vyand probeer regkry, is om sekere goed los te maak, sodat wanneer dit kom by die tyd wanneer God homself aan ons meer wil openbaar, dan is sekere goed wankelbaar vir ons en dan skrik ons eintlik partymal. Ek dink wat belangrik is dat God het sy oorwinning. Nee, Jesus Christus het betaal en 'n klomp goed weggevat.
en toe opgestaan en sekere dinge in staat kom stel. So elkeen van ons wat weergebore word weergebore met God se oorwinning in ons. Ja. Dis klaar binne in ons. Ja. En ons moet hierdie werk openbaar, ons moet dit oopsluit. Soos wat ons volwasse word in dit, ontdek ons eintlik ons identiteit. En dit bepaal goeie soos selfbeeld. Ja. Dit bepaal goeie soos selfvertroue. Dit bepaal goeie soos selfgeloof. Ja. En as selfgeloof en selfbeeld en selfvertroue nie God se geloof en God se beeld en God se vertroue ontmoet nie, dan vind hierdie hemelse en aardse werk nie krag in mekaar nie. En die vyand kry dit reg. Oomblik as ons weergebore is om ons te kom onderskep en dan dat die eerste dinge aangaande Christus nie afgehandel is nie, dat ons weer dit moet doen of hy hou ons besig dat ons daai goeders moet doen wat Jesus Christus klaar gedoen het. So ons kom net nie uit by wat ons moet doen in Christus deur die opstanding van die Here Jesus Christus. Niels, ek wil jou hierso inbring, want ons praat nou oor die eerste dinge aangaande Christus. Nou, identiteit en Christus is baie naby aan mekaar. Dis eintlik nie dis een ding. Dis eintlik en dis wat ons graag aan die kykers wil oordra, is dat om identiteit te verstaan, moet ons heel eers Christus verstaan, maar ons moet eers die heel eerste dinge aangaande Christus kan uitklaar. So as ons praat oor Christus, kom ons vir ons kykers net weer saamvat. Wat is belangrik vir ons om te besef? Wat beteken Christus? Ja. En dan die eerste dinge aangaande Christus, want ons almal koppel iets anders aan Christus. Ja. Ek dink die eenvoudige en maklike manier om net mee te begin is, van wanneer af was Jesus Christus genoem? En dit was toe God se Gees binne in Jesus Christus 'n seun van God geskep het. Toe hy die Gees van God gekry het, want dis wat die woord Christus beteken, gesalfde. Toe is dit nie meer Jesus van Nasaret nie. Toe is dit Jesus Christus, die seun van God. Toe word hy geken na dit wat seun van God was. Die uiterlike van my as mens is seun van aardse mens. Die innerlike van my word seun van God dieselfde wanneer ek die Gees van God ontvang. Dit is 'n seun van God binne in my. En dan leer die woord ons baie beginsels van hoe ons moet begin verstaan, waar ons nie meer met die vlees moet werk nie, of vanuit die vlees moet werk nie, maar waar ons al meer en meer die geestelike dinge, of die gees waarhede, wat my identiteit bou, moet verstaan hier. Ja. So, om dit dan van die ander kant af te sê, ons moet verstaan, Christus word dan aan ons voorgestel as 'n saad. Dis 'n vertrekpunt. Ja. Christus word, die mooie skrif daar is Galasiërs 3 vers 16. Ja. Waar Paulus dit so mooi sê, dat God het sy belofte aan Abraham en aan sy saad gemaak, daar staan nie saade meer as een nie, maar aan sy saad net een, en hierdie saad is Christus. Nou daar was 'n saad of 'n soort Adam en daar's 'n saad Christus, en hierdie saad Christus is dit wat die karakter en die wese en die aard van sy Vader is, God. Ja. So ons moet dit ontdek. So hoe meer ons God gaan ontdek en verstaan waarmee is God besig, ons Vader, hoe meer gaan ons verstaan wie ons is vanuit hierdie werk van Christus saad wees. Kan ek dalk net ook hier so inval, want dis weet jy wat, dis 'n baie gewigtige vraag. Ja. En ek dink jy die stelling is baie akkuraat. Dat die kerk moet verstaan nadat ons weergebore is, want ons praat nou as kerk, ons praat nou as weergebore Christene, dis wat ons nou vanaand van praat. Ons praat nou, dis ons gehoor. So ons neem aan, ons almal is weergebore. Die oomblik as ons weergebore word, is Christus wees en ons identiteit eintlik een ding. Reg. Nou dis 'n verskriklike groot en mooi stelling en is 100% akkuraat. Die rede hoekom dit moeilik is om te verteer is want ons het vir baie lank Christus net aan Jesus gekoppel. En dis nie 100% akkuraat nie. Hy is die eerste van baie. So vir Matteus, Markus, Lukas en Johannes is hy die eniggebore. Ja. Daar's net een Christus seun. Ja. En om dit te verduidelik, wil ek net gou die kruis vir ons uitlig. Die kruis is 'n Passover. En die rede hoekom daar 'n Passover nodig was, is presies soos wat Niels gesê het. Daar is 2 sade mens. As dit nie was dat Adam en Eva geval het nie, sou daar net een saad in die aarde gewees het. Een saad mens, die Adam mens. Ja.
Die Adam soort, die Adam saad. En hierdie mens, seun van mens, is ook seun van God. 'n Geeswese, hy sê beeld in die gelykenis van God. Maar toe Adam en Eva val, toe verloor ons geesmens. Ons geesmens het dood gegaan. Nou dis hoe God meet. Ja. God meet eintlik nie vleesmens nie, God meet geesmens. Ons is eintlik 'n gees met 'n siel in 'n liggaam, nê? Ja. So maar toe ons daai geesmens verloor, daai seun van God mens verloor, toe's die saad, die spesie eintlik vrot, dis korrup. Dit was besmet. Nee, dit is besmet. En maak nie saak hoe hard God probeer het om onder ons te kom woon nie. Die mens in hierdie vervalle toestand, hierdie mensdom, hierdie Adam mens was ongelukkig in sonde gebore. Ja. So God het 'n behoefte gehad aan 'n nuwe menssoort. En hierdie nuwe menssoort begin by Jesus Christus. So daarom is Jesus Christus die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde, hy is die eerste en die laaste. Ja. En deur sy Passover kan jy nou sê, my Here, my God, dankie dat ek nie meer in hierdie vervalle sondaars toestand of saad hoef te wees, Adam in my geesmens nie. Ek kan nou weergebore word in my geesmens. Dan word ons weergebore uit die saad Christus uit, waarvan Jesus Christus die eerste is. Ja. So Matteus, Markus, Lukas en Johannes is hy die enige gebore. Maar Jesus sê, as die saad nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit een. Maar as dit in die grond val en sterf, dan word hierdie saad 'n groot oes van saad. Ja. So elkeen van ons wat dan weergebore word, so as jy van Handelinge af lees, dan is Jesus Christus nie meer die enige gebore nie. Hy is die eersgeborene van baie broers, van baie seuns. Ewe skielik word God ook nou ons Vader. So die kruis, Jake, is baie belangrik om te verstaan. Ja. Dis 'n Passover. Dis 'n skuif tussen Adam na Christus toe. En God moes iemand laat betaal het om daar's 'n werk, nê, wat alles verdeel het weg van God af as gevolg van sonde. Toe kom Jesus en toe aan die kruis hang en uit sy dood uit vat hy Adam weg en deur sy opstanding bring hy Christus na vore. Die Omega en Alpha weg. Ja. Ja, ewe skielik, toe versoen hy alles so en alles so, sodat daar 'n werk is in Christus, wat weer alles na mekaar toe kan trek. So die oomblik as jy weergebore word, as God se seun, so nou is jy in jou geesmens weer seun van God. Nou kan jy jou seun van mens weer reg instel. En die heel eerste ding wat met jou gebeur nadat jy weergebore is God se gees kom woon in jou. Jy's nou God se geregtigheid. So jou geesmens, hierdie tweede Adam saad, is nou eintlik weer 'n gesalfde. En dis hoekom Christus wees, om dit te verstaan, is baie belangrik, dat dit nie net aan Jesus gekoppel word nie, maar eers aan hom gekoppel. En daarna, deur ons geloof in hom, aan ons almal ook gekoppel word, want ons word uit daai saad uitgebore. Ons is eintlik 'n oes van Christus. Ja. Nee, So, nou, okay. dit is juis hier waar ek dink in die media het jy ook baie teenstand gekry, die berigte wat uitgekom het, Kerkman sê hy is Christus. Ja. En dit is vir die kerk 'n moeilike ding om te hoor, Ja. dat omdat ons vir so lank het ons Christus net aan Jesus gekoppel. Wat is belangrik, Niels, vir ons as kerk om te besef, om vorentoe te gaan, want hierdie is 'n in fokus plaas. Ja. Dis 'n openbaring, dis iets wat ons nie kon sien nie, dit was toegemaak gewees, en op 'n tyd kom God en hy maak hierdie ding vir ons oop. Ja. Nou, as iets geopenbaar word, is dit iets wat ons as kerk, dit konfronteer ons eers, as die lig mos skyn, dan konfronteer dit ons. Ja. Maar hoe belangrik is om te besef dat ek is Christus en jy is Christus en Sandra is Christus, vir ons om vorentoe te beweeg vir die kerk. Verskriklik belangrik. Ek wil net eers sê wat jy nou gesê het. Alle waarheid irriteer aanvanklik altyd. Waarheid is soos daai sandkorreltjie wat binne in die oesterskulp inkom en hy irriteer hom. En daai irritasie maak dat daai skulp 'n waslaagie, 'n traan, 'n gel afskei en dit word uiteindelik 'n kosbare parel. Maar dit begin by 'n irritasie. En dis hoe waarheid is. Waarheid word vergelyk in die woord met 'n parel. So dit irriteer aanvanklik altyd en wanneer daar 'n nuwe begrip is wat God oopsluit. Nou deur die jare Of verder oopsluit. Deur die jare het God sekere waarhede herstel tot die kerk. Jy weet, as 'n ou so 'n bietjie net deur
sommer nie baie jare terug gaan nie, maar net in Suid-Afrika se geskiedenis, hoe God deur sekere dispensasies, sekere seisoene, sekere waarhede herstel het tot die kerk. Die era van geloof, toe skiet al hierdie Rema kerke op en almal is in die woord en ons is die geloof word gebou en toe prosperity en toe nou in al hierdie waarhede moet alles gaan almal oorboord, maar God sluit waarhede oop in seisoene vir redes. En dan altyd het jy hierdie stoei want dit is nuut. Ja. En ons is onseker. En wat ek onseker is, het ons verskillende reaksies op onseker wees. Party mense weerstaan, want ons wil beskerm, want hierdie is nuut en is onseker. Ander mense probeer dit uitpleis. Ander mense sal net oorlog maak en bespot dit en probeer dit op 'n manier doodmaak, die werk van God. So, maar dit is verskriklik belangrik. Ek wil gou aansluit by wat Sandra gesê het, want ek dink dit is verskriklik mooi as ons 2 Korintiërs 5:21 vat, wat dit so mooi sê, hy sê God, ek moet nou net Hy wat geen sonde geken het. Ja, God het hom wat nie sonde geken het, sonde gemaak. Ja. So Jesus Christus het ons toestand geword. Sodat ons wat in 'n toestand was, dit was ons toestand, dit was ons identiteit, sonde, sodat ons kan word weer die geregtigheid van God. So ons moet verstaan dat dade en aksies bepaal nie my toestand nie, né? Ja. Dit is die werk van die kruis wat my toestand kom verander. Ja. So ek sterf in Adam, Sandra het nou mooi gesê, en ek staan op in Christus. Dis 2 nuwe identiteit, is 2 verskillende identiteite. Maar omdat ons hierdie werk gekoppel het, Christus net gekoppel het aan Jesus Christus deur al die jare, en nie verstaan het wat die diepte daarvan is nie, het dit ons gelos op 'n plek van identiteitsloosheid. So ons kon nooit geïdentifiseer het met seun van God wees nie. Ja. Ons het hierdie verwarring nog deur die jare gehad van, ek's 'n kind van die Here. Ja. Maar ek het nie 'n definisie oor wat is 'n kind van die Here nie. Ek het nie 'n begrip oor wat is God se verwagting van 'n kind van die Here in die aarde nie. Want ek verstaan nie Christus wees, ek verstaan nie die diepte daarvan nie. Ja. Gevolglik beweeg ek nie in my identiteit en dan in die autoriteit wat God in my wil, en deur my wil bewerk nie. Daar's 'n plan wat God met die kerk het, en as ons nie dit kan verstaan, wat God deur eeue heen wou gedoen het, met uiteindelik 'n saad waarvan Jesus Christus die eerste was, gaan ons nooit uitkom by die werk, Sandra het net nou gesê, wat God gebring het en wil volbring in die aarde nie. Ja. Jesus Christus het 'n werk gedoen, seker goed gestop, seker goed begin, maar daar seker goed wat ons as kerk vandag nog moet voortsit vanuit dit wat oopgesluit word. En ons gaan nooit daarby uitkom as ons nie verstaan dat ons is nes Jesus Christus, het ons dieselfde gees van God. So ek gaan dit in eenvoudige taal sê. Daar was niks meer van God in Jesus Christus as wat daar vandag van God in my en jou is nie. Niks meer nie. Ja. Omdat Ja. ons uit dieselfde saad is. weer gebore word, as wat Jesus uitgebore was, toe uit die hemel uitgebore is, van bo gebore is. Ek dink Matteus 16 sê dit verskriklik mooi, waar Petrus vir Jesus, toe Jesus vir hulle vra, wie sê julle is die seun van die mens? Hierso staan hy. Ja. So onthou, Adam was die heel eerste seun van mens. Soort, spesie. Verstaan jy wat ek wil sê nie? Ja. Houertjie, tempel, instrument, noem dit wat jy wil. En uit hom uit het alle sonde gevloei. Nou ons kan nie sonde net aan hom vasmaak. Ja. Adam is nie die enigste son daar nie. Ons almal uit hom uit is gebore in sonde en dit maak ons sondaars. So Jesus Christus is weer 'n nuwe Adam, sê die Bybel. Met ander woorde, 'n nuwe Adam is 'n nuwe menssoort. 'n Menssoort. 'n Adam is 'n menssoort. Ja. So sy vraag aan die disippels is baie relevant. Wie sê julle is die seun van die mens? En hulle seun van mens. In 'n ander taal vra hy eintlik, wat is die identiteit van 'n mens? Ja. En hulle sê toe groot titels, Jeremia, Elia, een van die profete. Funksies en hulle groot dinge, titels of funksies. Jesus sê not good enough. Wie sê julle is ek, die seun van die mens? En Petrus haak af en hy sê, u is die Christus, die seun van die lewendige God. So 'n Christus
Jesus wat nou die nuwe Adam is, die nuwe begin, die nuwe seun van mens soort, sy geesmens is anders as Adam se geesmens. Hierdie geesmens is weer 'n seun van God, en ons noem 'n seun van God Christus. Die openbaring wat Petrus kry is so groot, dat Jesus vir hom sê, ek sien nou uit die hemel uit, die tyd breek aan, want ons maak nou, Kerkman sê hy is Christus oor my, of oor CIM, of oor Afrikaner, of oor, dit gaan oor 'n tyd. God breek, daar's 'n werk in 'n tyd wat aanbreek, daar gaan 'n openbaring op. Het gaan nie oor 'n persoon, of oor 'n kerk of 'n instansie nie, het gaan oor die boodskap. Het gaan nooit eintlik oor die boodskapper nie. Maar dat ons moet verstaan, as gevolg van Jesus Christus, want baie mense sien nou weer, omdat jy koppel aan Christus aan, omdat hulle koppel Christus aan Jesus, sê hulle, ek is Jesus. Dis nie wat ek sê nie. As gevolg van wie Jesus Christus is, met die koms van Christus, lang terug, verstaan ons nou, dat elkeen wat weer gebore word uit dieselfde saad uitgebore. Nou lees jy die beskrywing van Christus, dan sien jy die woordjie Christus is nie eers 'n selfstandige naamwoord nie, dis 'n byvoeglike naamwoord. 'n Byvoeglike naamwoord word aan 'n selfstandige naamwoord gekoppel, van 'n sekere tyd af. So toe Jesus uit die doop uitkom en hy's Christus gesalf, toe word Christus aan hom vasgekoppel. Omdat hy van bo gebore is, word Jesus van Nasaret, Jesus Christus genoem. Maar jy moes geesoë hê om dit te sien. So toe Petrus dit sien, en hy sê hy is die Christus, die seun van die lewendige God. 'n nuwe Adam soort, 'n nuwe mens soort. Toe sê Jesus vir hom, geseënd is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader uit die hemel uit het vir jou hierdie gesê, en ek sê nou vir jou, omdat jy weet wie ek is, die hoeksteen, ek is die hoeksteen van 'n gebou waar die Christus werk nou begin. Noem ek is Petra. Ek sê vir jou, jou nuwe naam is Petros. Jy's 'n steen, 'n baksteen, wat langs hierdie steen nou gepak word. En ek sê vir jou, bo op hierdie werk sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek gee vir julle die sleutels van die koninkryk van die hemel, sodat wat julle oopgesluit kan wees, en toegesluit. Jy kan hoor, God wou met sy eerste menssoort oopsluit en toesluit. Nou, hy wou nooit die mense in 'n doderykstoestand hê nie. Maar mense het ongelukkig in daai posisie ingeval. So nou, met die verstaan dat die kruis 'n Passover is, as ek dan saam met hom gesterf het, dan staan ek mos ook nou saam met hom op. Absoluut, en nou, net soos wat ek 'n sondaar was saam met Adam, en 'n sondige natuur gehad het, nou is ek die geregtigheid van God saam met Jesus Christus. Nou kan ek die geregtigheid begin bewerk, omdat ons identiteit presies dieselfde is, want ons word uit dieselfde saad uitgebore, ons het dieselfde pa, ons het dieselfde God nou as 'n vader. So ek is nou eintlik sy broer. En hy maak dit moontlik dat ek uit die varkhok uit kan kom en uiteindelik terugkom in die ring en die mantel en die sandaal kan opneem. Ja, dis baie interessant, né, want verder in daai storie is Petrus, dan sê Jesus hoe dit gaan gebeur. En die identiteit van Adam binne in Petrus met sy goeie hartjie wil nog Jesus gaan beskerm en sê moet dit nie gaan doen nie. En dis altyd wat ons wil doen wanneer ons voel, net aan hom koppel. Ja, en as ons voel Jesus kom in bedreiging, dan ons goeie hart wil hom red. Baie mooi. En Jesus sê vir hom, kom agter my Satan, want daai is 'n werk wat teen God se werk op hierdie stadium is. So vir ons om te verstaan, al kom ons met die beste intensies en ons wil die werk van Jesus probeer beskerm hoe ons hom geleer het, is nie noodwendig akkuraat in wat God nou wil doen nie. Ja, want dis eintlik baie mooi. Weet jy wat jy sê is eintlik baie mooi. As ons profeties na daai stelling kyk, toe Jesus sê, kom agter my Satan. Hy praat eintlik nou van, hy sê eintlik, Petrus, in jou Adam wees, is jy so Satan want jy dink so. Jy dink nog daar. Jy's 'n wekel. Die ou Adam is 'n wekel vir sonde, jy's 'n wekel vir die Satan want jy is mindful of the things of man. Kom agter my. Daai profetiese sê ding is eintlik as die voorhangsel skeur. Agter Jesus die voorhangsel lê die geheimenis van Christus. So kom agter my. Kom in Christus, then you become mindful of the things of God. Jy sien hoe verander ons toestand deur ons geloof in Jesus Christus. Nee, jy sien daai diepte. So dis verskriklik mooi wat jy sê en ek dink verskriklik belangrik vir ons om te verstaan. Die twee sade, die kruis, die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En nou is hy die eersgeborene van baie broers, baie seuns van heerlikheid. So ons geesmens wat nou herstel of wat eintlik ons identiteit is Christus, gesalfde. En
En dis moeilik vir ons om te hoor, want ons het vir baie jare lank Christus wees, die woordjie Christus, net aan Jesus koppel, en onthou, Jesus was eintlik in ons oë God, en nooit seun van God. Dis ook 'n moeilike konsep nog vir die kerk om mooi te verstaan. Vader, Seun en Heilige Gees is baie meer as 'n doktrine of 'n lering. Vader, Seun en Heilige Gees is eintlik 'n IP. En God wil nie net een seun hê, hy wil baie seuns hê. So ons moet baie mooi verstaan wat Christus wees beteken deur die werk van Jesus Christus. Jy kan nooit Christus wees vir jouself toeëien sonder dat jy glo in Jesus Christus as Heer, eerste, die hoogste autoriteit wat hierdie nou moontlik gemaak het nie. Maar hy het dit moontlik gemaak. En of ons dit nou glo of nie, vat nie weg dat dit so is nie, dis die waarheid. Ons is gesalfdes. So as ek kan vir jou sê, Jake die gesalfde, dan sê jy, ja, amen. Ek kan vir jou sê, Jake die seun van God, dan sê jy, ja, amen. As ek vir jou sê, Jake die Christus, dan sê jy, nee, Jesus, dit kan nie wees nie. Maar dis, Christus beteken gesalfde. So nou waar die gesalfde plan begin, by my en jou? Nee, in die aangesig van Jesus Christus. Die eerste een, die lam wat betaal het, sodat ons uiteindelik saam met hom kan opstaan. Maar daar's net een saad. En ek dink, as ek val jou in die rede, maar ek dink, wat André sê is belangrik, want daar's, omdat daar nie 'n openbaring is omtrent Christus nie, is daar baie siening en opinie. En ek wil dit baie mooi sê, ons is nie bestem om gelykvormig te word aan Jesus nie. Dis 'n argument waarmee ek so baie te doen kry, waar mense nie die openbaring van Christus het nie. Hoe kan julle gelykstel aan Jesus? Hy is bonatuurlik geskep, hy is sonder 'n sondige natuur, jy het 'n sondige natuur, jy is anderster gebore, jy kom uit die saad. Ons is nie bestem om soos Jesus te wees nie. En ongelukkig ons het tot liedjies geskryf in die kerk. Ek onthou een wat ons gesing het, te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang om te wees soos ons wou soos Jesus wees. En nou sit ons met daai vestings van daar was nooit 'n openbaring oor Christus nie. En nou wanneer ons Christus praat, en jy het nie die openbaring van Christus, jy dink ons Jesus. En dan dink ons stel ons gelyk aan Jesus. Of ons steel iets by hom. Reg. Nou ek wil dit net baie duidelik sê. Dit was nie die vlees van Jesus waaraan ons gelyk moet word nie. Dit was dit wat binne in hom gebeur het waaraan ons gelyk moet word. Christus in hom, Christus in ons. En daarom dink ek is dit verskriklik belangrik om te verstaan vanuit die geslagsregister van Jesus Christus in Matteus 1. Om uiteindelik te verstaan dat Jesus is 'n geslag wat uiteindelik sê vers 16 Christus genoem word. Hy staan vir twee geslagte of twee soorte of dan twee sade as jy wil. Mens, vleesmens en geesmens. En hierdie geesmens werk, en dit was dan nou mooi gesê het, so dat ek net eintlik wou sê, God het daai een sonde gemaak en hy sterf as ons. As een vir almal gesterf het, het almal gesterf. Sodat Christus as ons kan opstaan. En nou leef ons hier, want die volgende vers van 2 Korintiërs 5 sê in vers 16, ons moenie meer mekaar ken na die vlees nie. Selfs al het ons vir Christus na die vlees geken, Jesus. Ons ken hom nie meer so nie, want hy wie in Christus is. Hoekom het ons nie meer vir Jesus so ken nie? Hy's ook in Christus. Hy wie in Christus is 'n nuwe skepsel. En dan praat hy oor die Christus skepsel. Christus het toe 'n liggaam geword. Dis hoekom ons die broodjie breek. Nee, ons breek die broodjie en ons drink die sappie. Want as ons die broodjie breek, dan sê ons 'n liggaam het betaal vir ons ou liggaam. Ons is almal nou stukkies van 'n nuwe liggaam. Hierdie nuwe liggaam is Jesus die hoof, die eerste een van. Dis die Christus liggaam. Jesus was nie die eerste van die Adam liggaam nie. Adam was die eerste van die Adam liggaam. Maar Jesus Christus is die laaste van die Adam liggaam. Want as een gesterf het, het almal gesterf. So nou maak hy ons deel van 'n nuwe liggaam. So daar's 'n nuwe bloedlyn. Ons almal het nou 'n geestelike bloed. Ons is deel van die Christus bloedlyn. Want die Christus bloedlyn is die saad van God. Jesus is die oudste boetie van al die boeties. En ek wil dalk net gou net ietsie wat Niels nou sê is baie belangrik vir ons ook net, ek wil dit net mooi stel dalk. Ons was nooit geroep om die beeld en die gelykenis van Jesus te wees nie. Ons was geskape na die beeld en die gelykenis van God.
So wanneer ons na Jesus kyk, dan dink mense, Jesus is God. Maar Jesus as 'n seun van God, was so oorgegee in Christus wees, dat hy die beeld en die gelykenis van God geopenbaar het, en as mense na hom toe gekom het en gesê het, hy's God, dan sê hy, dis nie my woorde nie, dis nie my werke nie. Ek is deur die Gees oorgegee aan my Vader, so hy praat met my en ek praat namens hom. Ek maak sy woord vlees. En so die instruksie van God, die woord kom, en dan maak hy dit vlees. En dis eintlik wat alle seuns van God moet doen. Want ek wil net gou dit sê, ons wil wees soos Jesus. Ons wil in sy voetspore volg. So daar's 'n kant van wat Neil sê wat waar is, waarin ons vasgehak het. En 'n ander kant dat as jy die openbaring het, dan wandel jy in sy voetspore, want 1 Johannes 2 vers 6 sê, those who claim to live in him must walk as Jesus did. Dis die what would Jesus do baantjie. So, maar dit was nooit Jesus wat dit gedoen het nie. Hy was gehoorsaam aan God se stem deur hom, omdat hy in Christus was. Hy was 'n seun, hy was 'n geesmens. En dis wat Jesus weer kom herstel het vir ons, toe ons almal weer gebore word in Christus. So, aan die een kant, te wees soos, dis interessant wat Niels sê, ons sing, te wees soos Jesus, maar dan aan die ander kant glo ons kan nie. Jy sien, en dis 'n conflict of identity. Wat is dit nou? So nou begin jy verstaan, jy begin jou wedergeboorte verstaan, begin jou identiteit verstaan. Jy begin die Christus saad as 'n oes verstaan. Nie net die eerste saadkorrel nie, die oes waarvan hy die eerste was. Dis onmoontlik om 'n oes te hê sonder hom. En nou as jy die identiteit verstaan, dan wil jy sê, nie net te wees nie, te kan wees soos Jesus. Te kan wees soos Jesus, wat 'n seun van God was, sy beeld, sy gelykenis. As jy hoor hoe die Jesus gepraat het, weet jy hy was in sy identiteit. Dit was vas gewees, want hy hoef niks na homself toe gebring het nie. En ek dink dis waar ons nog kan sien partymal, ons werk nog na daai plek toe van identiteit, want ons wil baie keer nog goed na onsself toe vat, ons wil raak gesien word, ons wil die komplimente moet na ons toe kom. Alles wat Jesus ontvang het, het hy net terug na die Vader. Want hy het geweet van waaraf hy kom en waarvan hy kom met sy identiteit bepaal. Ek dink jy sê dit so mooi. Ons sal nooit gesalfde wees verstaan, of seun van God wees verstaan. Ons sal nooit identiteit verstaan as ons nie Christus wees verstaan nie. Want Christus wees is die definisie en konteks van die saad waaruit ek gebore word. 'n Dolfyn is 'n dolfyn. 'n Leeu is 'n leeu. 'n Seun van God en 'n gesalfde is nie 'n seun van God en 'n gesalfde nie. 'n Seun van God, 'n gesalfde, is 'n Christus. Dit is my saad. Dit is my identiteit. En daarom sê Niels dit so mooi. Al het ons vir Christus vroeër net in een vlees geken. Ons ken Christus wees nou nie meer so nie. Want elkeen wat in Christus is nou 'n nuwe skepping. 'n Skepping. As jy jou identiteit begin verstaan, Jake, en jy vrok volwasse het, dan kom maar 'n nuwe skepping, 'n nuwe hemel en aarde eintlik uit ons uit. En dis wat God wil gehad het. En die vyand weet dit. Dis hoekom hy ons wil onderskep, voor ons identiteit verstaan. So ons sê goed soos, seun van God, gesalfde van die Here, man of God, woman of God. Ons sê dit goed, maar dis nie ons identiteit nie. Dis alles afleidings wat ons maak van wie ons is. Die dolfyn kan sê, hy praat om dit. Ja, die dolfyn kan sê, goeie swemmer, warmbloedig, 'n mammal. Maar wat is die dolfyn? Hy's 'n dolfyn. Ons is nie meer Adam nie, as gevolg van die kruis. Ons is Christus, waarvan Jesus Christus die eerste is. Reg. Dis ons identiteit. Definisie en konteks, ons kan fight en stryd totdat ons blou is in ons gesigte. Dit is ons identiteit, 100%. 100%. Ek wil so 'n bietjie praat oor opvoeding, Niels. Ek dink want jy het nou genoem, ons almal het in die kerk is maklik vir ons te sê ons is kinders van God. En ek dink in kind wees is dit so broodnodig om die regte opvoeding te kry vir identiteit om akkuraat te wees as jy groot word. Ons kan sien nou in skole, dit raak al so deur mekaar en daar word soveel goed al aanvaar dat jy kan net dink oor 20 jaar, waar gaan die kind wat nou graad 1 is opeindig met wat al aanvaarbaar is in skole. En dit is die realiteit wat ons
fisies mee deel Ja, elke dag. Dis amper nie meer opvoeding nie, dis voeding. Dis net So- voeding, maar dit voed nie op nie. So dit is van kardinale belang vir die kerk om te besef hoe belangrik is om die geesidentiteit binne in 'n jong kind al te vestig, dat wanneer hy volwasse is, Dis hy. hy presies weet wie Dis en hy. wat hy is, waarvoor hy geroep is. Ek is geroep om God te verteenwoordig. Ek is nie geroep om my eie dinge te doen. Ja. En Baie mooi. maar Mooi ek weet ek was nou die dag was ek by 'n funksie gewees en ek sien die volwassenes tree op nog soos kinders. Want hulle identiteit is nie gefestig in iets wat vas is in God nie. Almal hardloop rond en doen dinge en ek kyk, dit voel vir my asof ek in 'n kinderkrans is. Voel asof ek in 'n speelparkie is, want die groot mense selfs hulle is volwasse, maar dink nog soos kinders. Maar nie opgevoed nie. Maar nie opgevoed Hulle is nie. volwasse, maar nie opgevoed Ja, nie. maar nie opgevoed nie. Baie mooi. En dis vir my nogal mooi waar Jesus sê, ons moet nie soos 'n kind kan word dat ons kan onsself onskuldig maak, dat die regte opvoeding weer in ons kan val. Jy weet, want partymal ons is nog eintlik 'n maturity 'n kind, maar ons dink ons is al 50 of 60 jaar oud nou, In dink ons is ouderdom volwasse, oud. ons is Ja. 'n ouderdom oud. Ja, baie mooi. Maar in wie ons is in die gees is ons nog klein en Ja, jonk. ja. En as ons onsself as 'n jong Christus seentjie sien, Ja. wat moet leer en by die regte opvoeding uitkom, Dis hy. dan dink ek gaan ons anders begin redeneer daaroor. mooi. En daarom is Verseker. dit, ek dink, en wat ons doen in CHM is in die kruks van die hoofsaak wat vir ons belangrik is in opvoeding, Disippelskap, om ons te ja. leer Ja, wie ons mooi. is. Want ons sien die identiteit. Ja. En Christus, ons moet ook eerlik wees, dis 'n nuwe ding. Dis die Dis tyd nie- breek nou eers aan. Ja, die tyd het aangebreek vir God om hierdie aan ons te openbaar. Dis hoekom ons ons het regenerasie. Ons praat van sing die liede Openbaring is hier. Ja. Daar's 'n tyd wat aankom wat dit gaan geopenbaar word Ja. en ons leef in daai tyd. Ja. Maar ons moet kom soos 'n kind en hierdie ontvang sodat ons weer kan groot word in 'n nuwe identiteit. Baie mooi. Ons kan nie met ons ou identiteit rondhardloop en probeer dink ons gaan Verseker nie. God Maar verstaan tot in die natuurlike, Jake. Ons sien nie- Niels, sorry ek val jou nie Is rede. Ek reg? dink hy sê iets baie mooi wat ek nooit daaraan gedink het eintlik nie. Jy weet ons gebruik altyd daai skrifgie of daai gedeelte van word soos 'n kind want ons verwys altyd na om weer geloof te hê soos 'n Ja, kind, nê. ja. Maar eintlik wanneer dit sê word weer soos 'n kind, beteken dit word weer onvolwasse, Ja. word weer geword klein, Ja, laat jy leerbaar. weet, laat jy ook weet jy moet groei. Ja. Ja. Ja, aan die een kant het jy kinderlike geloof, ons Ja. verstaan dit. Jy's ontvanklik, Ja. maar ook jy besef jy's klein en jy moet groei. Ek Ja. moet volwasse Ja. word. Ja. Want in eintlik in 'n beter definisie van die woord is opvoeding eintlik as dit akkuraat gedoen word. Opstanding. Ja. So dis eintlik baie kragtiger as net opvoeding. Dis eintlik opstanding. mooi. Ja, sorry, maar jy staan op in 'n identiteit. Presies, Ja. dis meer as opvoeding. Ja. Opvoeding Ja. is eintlik gelyk aan Ja. opstanding. En ek hou van wat hy sê. Word soos 'n kind, want as ek soos 'n kind word, dan weet ek's nog klein. Dis reg. So ek is veilig Ja. en word Wys nie. ja, en dis hartseer, nee, 'n kind moet eintlik weer veilig kan wees en beskerm word. Maar ook ek weet ek's klein, ek moet opgroei. Ek is leerbaar, maar ek weet ook ek moet opgroei. 'n Kind Ja. weet hy moet Ja. groei. Ja. So as jy oud is, dan dink jy weet alles. Jy weet alles, Maar as ja. jy soos 'n kind word, behalwe vir die kinderlike Baie geloof, mooi. ek weet ons praat altyd daai gedeelte, maar dan word ek weer klein en honger Ja. en afhanklik en afhanklik is 'n groot en leerbaar. Want ons grootste ding wat in identiteit daar buite is, ons wil onafhanklik Ja, word. ek wil my eie ding. Ja. Ja. Maar om weer afhanklik te word. Ja, en om te besef ek's klein. Weer. Ja. Ek's weergebore, nie gered nie. Ja. Ek's weergebore, ek's klein. Kom ek moet groot word, Ja. laat ek hierdie werk doen. Ja. Maar ek het net gedink dis nou baie mooi Is eintlik baie as 'n mooi. ou daaraan Ja. dink. Is baie mooi gesê. Is Want baie in mooi. die Maak baie regte sin. term van opvoeding. Ja. Voeding in die kerk Ja. Ja. moet eintlik opvoeding en Opreg. disippelskap bring, maar dis meer as net opvoeding. Want kennis maak Opstanding. opgeblaas. Dis eintlik opstanding. Dis presies wat dit is. Dis baie Dis mooi. opstanding. En die melk baie eintlik mooi. vir die kinders, die eerste dinge aangaande Christus. Precies. Dit moes seker goed vasgemaak het, maar dit het nooit nie. Presies. Reg. En dan kan jy nie verder gaan as jy daai Jy goeie kan nie, vas. jy kan nie. Ja. Verstaan, want daai melk baie gee vir jou waar. sekere voeding, gee vir jou bene word sterker. Baie waar. Dit is daar's sekere Ja. dinge wat met 'n kind gebeur wanneer hy melk kry. Jy weet- Maar as dit nie baie reg mooi. is nie. Ek meen God se een naam is El Shaddai. El Shaddai beteken the many-breasted God. dis reg. So daar's 'n melk wat God gee. Ja. Nee, 'n hemelse Jerusalem melk. Ja. Eintlik 'n koninkryksmelk wat as ons reg opgevoed word. Ja. Word kindertjies, hulle groei op na seuns Ja. van God toe. Ja. Ja, ek baie weet mooi. Paulus noem dit die melk van die geregtigheid, né? Ja.
daar in Hebreërs 5, ja. 5. Ja, baie mooi. En dan sê hy dit pertinent daar. Hy sê ek wil met julle ander goed kom preek dit al, Ja. maar ek kan nie met julle hierdie goed praat nie want julle is nog kindertjies. Ja, eintlik moet Julle julle al het nog 'n behoefte leraars aan weet melk. van 'n orde van Melchisedek, Ja. maar ek moet julle weer iemand moet julle weer kom Ja. leer. Wel ons neem aan is Paulus, Ja. maar ek bedoel die skrywer van Ja, Hebreërs. ja. Iemand moet julle weer kom leer die eerste ding of die grondwaarhede Ja. wat eintlik die melk is. Dis En wat die iemand melk wat is. nie Hy al verwys daarna. iemand wat Ja. nie gespesialiseerd is in melk nie, moenie eers preek nie. Dis Dis reg. dis so Dis eintlik wat hy dis sê. dis so ja. ernstig hy is, Dis nê. eintlik wat hy Want as sê. jy nou verkeerde melk vir iemand Ja. gee, dan word Ja. hy net nooit groot nie. Ja. Ja. Hy word net Maar, nooit maar in die natuurlike, op hierdie trant, in die natuurlike. Ouers wat nie weet wat dit is om ouers te wees, jy moet nie kinders hê nie. Ja. Kom ons stem net oor iets saam gou Ja. hier vanaand. Ja. Want ek ken baie sulke ouers, hulle moes nooit ouers gewees het nie, want hulle het nog nooit groot geword nie. Nou as ons oud gaan word, jy het dit net gesê, as dit gaan oud word en ek dink wat ek oud is, kan ek nou kinders hê. Maar ek het nooit groot geword nie. En die skade op daai kinders. En die feit dat 'n pa nie 'n identiteit het nie, of 'n pa is afwesig, of 'n pa is kinderagtig. Ja. Hy bou daai verkeerde invloede in sy kind en daai kind staan nooit op as 'n opgevoede, welgestelde kind nie. Daai kind het altyd 'n agterstand in die lewe. Hy sukkel altyd want hy soek na identiteit. Nou hierdie toestand is dieselfde toestand as ons nie verstaan wie en wat God is nie. Ons het net gepraat oor Jesus, die Vader. Kom ons gebruik nou die terme net om dit maklik te maak. Maar ons het net gepraat oor Jesus. Jesus het nie sy beeld en sy eie gelykenis gedra nie. Ja. Hy het die beeld en die gelykenis van sy Vader gedra. Daarom het hy net dit geopenbaar. Sandra het net nou gesê. Hy het net dit geopenbaar. Die beeld en gelykenis, want Adam was bestem om die beeld en die gelykenis van God te wees. Ja. Mensdom was bestem om nooit die beeld van mens te wees nie. Ja. Ons moes die beeld en die gelykenis van Ja. God wees. Maar ons het weggeval daarvan af en vir jare tot vandag toe as jy nog nie wedergebore is ons in daai selfde toestand. Ons het nie die beeld en die gelykenis van God nie. Nou word ons wedergebore. En ek is 60 jaar oud. Nou word ek wedergebore. Maar ek is jare 'n kerkmens. Of ek lees die Bybel of ek is maar nou het ek 'n ontmoeting met God. Ek moet 'n kind word, né? Ja. Ja. Ek moet Jy geleer gaan jou word. kameel moet afpak, Ja. ja. Ek moet maak nie saak wat my ouderdom is, ek moet opgevoed word. Want dis ons probleem, ons is vir jare in die kerk en omdat ek kerk toe gaan, Sandra sê baie keer, die feit dat jy 'n Bybel in Kom kan koop en elke persoon kan 'n Bybel in Kom koop, maak jou nie predikant nie. Ja. Ja. Ons sit in godsdiens vasgevang. Ja. Maar ons ken nie God nie. Nou as jy nie 'n akkurate opvoeding het in die beeld en die gelykenis van jou Vader, jy gaan nie dit nie dra nie. Ja. Mooi gesê. Ons moet daai akkurate opvoeding hê want dis waarin ek bestem is. Ek moet opstaan in die beeld en in die gelykenis van my Pa. Die aard van daai saad lê in Christus. Ja. Jy weet wanneer ek 'n Ja, dis 'n soort. Dis 'n soort. Dis 'n soort. Maar wanneer die saad iets sê, biologie, wanneer daai saadjie binne in die vrou se skoot val, is daai saad geprogrammeer. As daai kind gebore word om iewers gaan daai kind begin kruip, iewers gaan daai kind begin praat, Dis 'n iewers soort. gaan daai kind begin loop. It happens want alles is binne in daai saad Ja. klaar geprogrammeer vervat. Ja. Iewerster moet ons Christus saad begin verstaan. En as ons dit nie verstaan nie, gaan ons distansieer. Ons gaan dit net aan Jesus toeken en die beste wat ek nou kan doen is hou vas want een van die dae gaan ons hemel toe. Ja. En dan gaan ons in oorwinning wees oor sonde wat ons klaar oorwin het. Maar omdat ons identiteit het nie, weet ons nie wat ons posisie is ten opsigte. En dit bring ons weer terug by die lekker werk van die vyand. Hy ons by die eerste ding aangaande Christus. Want ek het alweer gesondig. Ek is nie meer 'n kind van die Here nie. Ek moet alweer 'n kind van die Here word. En ek bly net daar vas en ek groei nooit op na volwassenheid. Ek dink en om terug te kom na 'n vraag, ek dink dis wat hy nou so subtiel genoem het aan die begin hè. Dit gaan alles oor opvoeding. So net omdat jy al 'n bietjie volwasse in ouderdom is en dis die volgende stap in die lewe, maak dit jou nie 'n goeie pa of ma nie. So jy kan kinders in die lewe bring, maar jy weet nie regtig om hulle identiteit te gee nie, want jy het dit nie ontdek al nie. Nee, jy kan net gee wat jy ontvang het. So net dit wat jy het, kan jy gee. Ja. En dis amper soos die kerk, so ek wil dit nou terugvat na die kerk toe. Die kerk is eintlik 'n fenominale
hemelse aangestelde werk van God, Yep. ambassade, Ja. waar al hierdie kinders van die Here wat weergebore word, kan opgroei in seunskap of ambassadeurs, 'n hemelse taal kan praat as burgers, their conversation is in heaven, hulle bedink die dinge daarbo, en dan word hulle opgevoed om dit in die aarde te gaan weerspieël. Dis eintlik wat moes gebeur het. So, 'n kerk wat net redding. Jy het uitgeval, jy's in, jy's uit, jy's in, jy's uit, jy's in, jy's uit, jy's in. Gee elke Sondag of wanneer ook al Ja. geboorte aan dis amper soos paas en maas wat geboorte gee aan kinders, geboorte gee aan kinders. Hier's 1000 kinders, 100,000 kinders, 1 miljoen kinders, 2 miljoen kinders. Ons het kinders op kinders op kinders op kinders op kinders en ons tel net kind, ons tel net ons vermoë om kinders te baar, maar ons maak nooit seuns van God nie, want ons het nie die konsep van Christus onder die knie nie. So al hierdie mense, baie mense, maar almal hak vas by die eerste dinge aangaande Christus. Vra jy vir die ou aan die regterkant in die kerk, hoorie, praat bietjie met my oor identiteit. Gee vir jou ander antwoord as die ou aan die linkerkant van die kerk. En dis 'n probleem. Nou hardloop al hierdie kinders van die Here rond. Daar word vir hulle gesê jy's 'n seun van God, jy's 'n gesalfde. Maar ek verstaan nie my identiteit nie. Ek's nie meer Adam nie. Ek's eintlik in Christus en ek moet Christus wees verstaan. So as die vaders en die leiers en die vyfvoud nie verstaan nie. As hulle nie identiteit verstaan nie, gaan die kerk nie verstaan nie. So jy het volwasse, jy het groot, jy het in ouderdom, groot mense of lankal baie kennis, ouderdom, maar jy het nie volwassenheid en geestelike gewig en opvoeding of opstanding of hierdie krag wat ons mee siekes gesond maak en blindes laat sien, bring ons nie die koninkryk meer nie. Ons kan die wonders en die tekens van die Here doen want ons het 'n ingebore krag, want is ons natuur, maar ons kan nie dit gebruik om die koninkryk te kom nie. Die kerk is verdeeld met 53,000 verskillende denominasies. It's because we don't understand our identity and that the cross, the Passover, the crossover het ons uit Adam uitgehaal as 'n saad en in Christus Niet gemaak. Ja. Niet gemaak. Weet, en ek dink baie keer in die kerk, ons sê altyd, kom net soos wat jy is. En ons aanvaar almal se identiteit en ons probeer plek maak en ons dink deur dit te doen wys ons die liefde van Christus. Maar eintlik het ons wat ons moes doen is sê kom net soos wat jy is, maar kom soos 'n kind. Maak nie saak wat jy koppel aan jou identiteit nie. Kom net soos 'n kind sodat ons weer akkuraat weer die Christus identiteit in jou kan inbou. En dit gaan alles verander. Maar ons werk nie volgens daai prinsip. Ons probeer die liefde van Christus aanvaar van alles. En aanvaar jy nie almal se soort skewe identiteite nie, is jy gebrandmerk vandag. Jy's polities inkorrek. Jy's verkeerd volgens mensdom, maar jy's verkeerd volgens hemele. Want God het 'n verwagting dat ons moet die mensdom opvoed in sy beeld, in sy gelykenis. Die kerk se verantwoordelikheid is nie akkommodeer nie. Aan die een kant sê jy, aan die een kant sê die wêreld vir jou, kerk, ken jou plek. Jy moet net liefde wees. Dan sal plekkie vir jou. Aan die ander kant, as jy regtig volwassenheid druk, sê hulle vir jou, ken jou plek, jy's 'n kult. Jy sien dit is so kerk is hierdie plekkie wat net moet liefde wees en uitstraal. Wedergeboorte. Kom ons gee net geboorte die hele tyd aan mense. Want die oomblik as jy volwassenheid begin preek en die oomblik as jy eienaarskap vat en jy wil mense oprig en jy wil daai werk wat Jesus Christus, daai oorwinning van God, die volmaakte werk van Jesus Christus aan die kruis, is die oorwinning van God in elke weergebore seun van God wat moet oopgesluit word. Raak jy nou daaraan? Dan is jy nou regtig vir die duiwel 'n bedreiging en dan word jy sommige geklassifiseer as enigiets. Hierdie ou sal sê jy's dit, daai ou sal sê jy's dit, daai ou sal sê jy's dit. Solank mense net nie soontoe gaan nie. Dit is eintlik maar so you're damned if you do, you're damned if you don't. So en eendag, weet jy, ek het weer vandag net besef, eendag gaan elke liewe persoon alleen voor God moet staan en rekenskap gee oor sy lewe. Dis 'n baie belangrike ding vir ons om vanaand te sê. Ek wil dit regtig sê. Want as ek identiteit het, dan word ek nie meer beïnvloed deur allerhande ander magte en kragte nie. Ek word beïnvloed deur God. En God het 'n verwagting. Hy wil die kruis oopsluit in al hierdie 2.7 biljoen Christene. Hulle moet weet wat is hulle identiteit.
Want elke liewe persoon gaan eendag verantwoording moet doen vir God, vir sy een lewe. Ek gaan moet sê, die Vader gaan my vra, hoekom het ek nie die hemelse mandaat, die hemelse werk, die koninkryk van die hemele in die aarde ingebou nie. En ek kan nie, ons as godsmanne, kan nie die koninkryk van God in die aarde bou, as dit net kindertjies van God is nie. Dit moet seuns van God. Daar moet volwassenheid kom. En dis hier, waar jy vir die vyand 'n bedreiging het. En ons moet weet, jy gaan of 'n volwasse Adam bou, of jy gaan 'n volwasse Christus. Ja, jy gaan nie 'n volwasse 'n heer word. As jy nie opgevoed word nie. Dit sê Galasiërs 4 vers 1. Hy sê dit so mooi. Jy kan die erfgenaam wees van alles. Maar solank jy 'n kind bly, verskil jy niks van dit wat nie 'n kind is nie. Al is jy heer van alles, ek gaan nie by my heerskap van alles uitkom as ek nie opgevoed word deur die akkurate vyfvoud opvoeding nie. Dis belangrik. Daarin sê dit so mooi. Hy sê as jy 'n kind is, verskil jou posisie niks minder as die van 'n slaaf. So kindertjies en slawe leef dieselfde. Slaaf is Adams, so jy's in slawerny, en kindertjies leef ook in Adam. Jy sien dis die probleem. Al is hulle al in Christus, jy moet opgevoed word, dat jy 'n heer kan word. Want 'n heer, hy leer die heerlikheid van God, sodat hy heerskappy kan voer, en dat God dit kan verheerlik. Jy hoor daai woordjie Heer die hele tyd. En ek meen Jesus Christus is Christus in Here gemaak, sodat ons in sy Christus en in sy heerskap kan vermenigvuldig. En ek dink dit is wat jy nou gesê het nou. Dit is waarvoor ons gaan rekenskap gee. Want die deursnee godsdienstige mens hoor nou by jou, hoeveel sonde het ek gedoen, hoeveel sonde het ek nie gedoen nie. Terwyl Jesus Christus daai deel klaar afgehandel het. Die vraag is, hoeveel het jy opgeneem van jou heerskap en vir God jou een lewe geleef het of nie? Dis die vraag, dis waarop ons gaan rekenskap gee. Ja, definitief. Hoe het my lewe vir God getel? Wel, minstens, kyk, ons gaan nou hier in 'n diep gesprek en gaan wat goed is, maar minstens net dit. Ek gaan moet eendag rekenskap gee van my identiteit. Klaar. Wat het ek verteenwoordig? Dink dit geraan, wie word die heeltyd gebore? Wat 'n crazy siklus is dit? In uit. So ek is so identiteitsloos. Want ek maak asof ek die heeltyd, het jy al van daai flieks gekyk? Dit begin en gebeur iets, dan jy weer daar. Dan doen iets, dan sit weer daar. Dan jy dit repeat net die hele tyd. Daar's net geen purpose nie. Totdat daai ou in die fliek begin agterkom, wag, hier's iets aan die gang. Wag 'n bietjie. En hy begin bou op wat later dan gaan die fliek nie meer oor die hele tyd dat hy van vooraf begin nie. Dit gaan oor wat hy moet doen. So ek gaan eendag moet rekenskap gee van die koninkryk van God en die heerskappy en my Heer, die feit dat hoeveel van hierdie werk van die kruis het ek oopgesluit? Ja. Maar minstens net oor my identiteit. So wat ek probeer sê, Jake, is, ons moet baie versigtig wees, dat elke Jan Rapp en sy maat, namens ons besluit, wat is ons identiteit? Elke gelowige moet die erns vanaand hoor van hierdie sessie, dat jy is verantwoordelik om te weet, wat is jou identiteit? En as jy hoor, jy is 'n seun van God, en jy hoor, jy is 'n gesalfde van die Here, jy hoor, jy is 'n man van God, jy dra 'n profetiese ambt, jy dra 'n woord van God, maar jy verstaan nie, jy is Christus nie, as gevolg van Jesus Christus nie, dan jy soos 'n dolfyn wat nie weet hy's 'n dolfyn nie, al moet jy swem. Jy soos 'n leeu wat moet brul en 'n leeu wees, maar jy weet nie jy's 'n leeu nie. Jy weet nie dat jy in die nuwe Adam saad gebore is nie. Daarom is Galasiërs 3 vers 16 so belangrik. Daar's nie saade nie. Daar's net een saad, Christus. En as ek begin sê ek is 'n gesalfde, maar ek verstaan nie ek is in Christus nie. Dan sê ek eintlik 'n ander gesalfde. So nou raak ek 'n ander Christus. En dis wat daai skrifgie eintlik sê. Baie gaan kom en sê ek is 'n gesalfde. Okay, van watse gesalfde lyn is jy nou? Nee, ek's van die konservatiewe gesalfdes. Nee, ek is van die charismatiese gesalfdes. Jy sien, die woordjie Christus beteken gesalfde. So ons moet verstaan, die hoëpriester gooi 'n olie, dan kry ons almal presies dieselfde olie. Ons mag nie 'n ander olie hê nie. Die olie moet presies dieselfde wees. En dis baie En ek dink dit is belangrik, dalk 'n bietjie diep, maar is belangrik vir die mense om die akkurate vyfvoud te soek, is
is die Melchisedek orde wat weer Jesus as hoëpriester geplaas het. Baie mooi. Ja. Jy sien, hoëpriester is 'n ampt wat vir 'n Dis 'n ampt, mens gegee ja. word. Dit word nie vir 'n God gegee nie. Dit word vir 'n mens gegee. Ja. En uit daai amp uitvloei die salwing. Ja, Daar's hy. ja. Ja. Maar 'n God kan nie 'n priester wees nie. Presies. Kan nie. Want wie's nou die priester tussen daai God dan en 100%. of dan Nou- of as jy 'n God nie of as jy 'n priester nie. Ja. So wat Neil sê is, jy sal nêrens in die Bybel lees God die seun nie. Daar staan nie so skrif nie. Reg. Wat daar wel staan is die seun van God. Ja. Nou Adam was seun van God. Dit was sy identiteit. Reg. Toe die saad Adam Reg. skoon was en daar was nie sonde nie. Ja. Maar toe val hy. Toe val ons seun van God wees. Toe kom daar 'n nuwe seun van God. Seun van mens. Jesus Christus. So in Christus wees is 'n nuwe mensdom, 'n Baie nuwe mooi. saad. En dit is belangrik wat Niels vandag sê, Ja. hoor, jy sal nêrens lees God die seun nie, Ja. Ja. maar jy lees die seun van God. Ja. En so daar is God die Vader. Yahweh, Jehovah, the self-existing one. Ja. Iewers het daai God 'n vader geword. Ja. Hy was die vader van Adam, maar toe val Adam. So hy was toe die vader van niemand nie, Ja. want die saad was vrot. Daar was Dit weer was nie een sy Adam saad nie. nodig. Dit was 'n besmette saad. Ja. Toe kom daar 'n nuwe saad, die Christus saad. Dit kom die eerste keer in Jesus voor. Ja. En dan omdat hy betaal en ons glo in ons almal, want ons word weergebore uit die Ja. tyd. So die God Ja. van hemel en aarde is ook nou weer ons Pa. Ja. Ja. Hy is die Pa van almal in Ja, Christus. ons moet net bietjie stop en dink as ons sê ons hemelse Vader, moet ons bietjie Precies. stop en dink, ek moet nou hier's 'n identiteitsding wat ek nou 100%. acknowledge. Ek het Correct. iewers uit 'n saad uitgebring. Ja, en Korrek. ja. En as ons dan verstaan Jesus Ja. sê ook my hemelse Vader. Ja, dan moet ons dan nou Dan moet ons verstaan as ek sê hemelse Vader, Ja. dan sit dit my en Jesus Christus Mooi. op 'n speelveld. Hier's 'n mooi diep openbaring in Christus en is belangrik vir die kerk. vir die kerk om te lees. Ja. Weet jy daar's so 'n mooi skrifgie Jake in 2 Korintiërs 5 ons haal nou baie daaraan, maar hy sê God het homself Ja. met ons kom versoen deur Jesus Christus. Daar hoor jy Jesus Christus, die eerste een, die ou boet, die eerste een. Hy sê en aan ons die bediening van versoening nou gegee. Dat God nou in Christus Ja. die wêreld met homself begin versoen. So as God dan vir ons die bediening van versoening gee en in Christus versoen Doen hy- God die wêreld, Ja. wie's Christus? Almal wat weergebore word. Ja. So die eerste versoeningswerk doen God na ons toe deur Jesus Christus, sy eerste seun. Maar dan gee hy vir ons die bediening van versoening, want ons is ook nou in Christus. Dat hy deur alle Christus, oral waar hulle nou is, die wêreld kan versoen met God. Daar is een werk in hierdie saad en dit versoen. Ja. Dis hoekom die kruis lyk so. Ja. Die kruis lyk so. Hy versoen en hy versoen. Dit trek alles weer na mekaar. Adam het alles verdeel. Ja. Christus Jesus trek weer alles in Christus na mekaar. En hierdie is belangrik vir ons. As ons identiteit begin verstaan, het die duiwel moeilikheid. Ja, omdat ons identiteit verstaan nie, Sandrey, rondom Jesus Christus ook en nie sy identiteit Ja, verstaan. ja, nie. jy's reg. Ons verstaan nie sy identiteit Ons nie. verstaan nie sy 100%. identiteit as seun Seun van God nie. Ja. Ja. Mooi. Gaan koppel ons sy waarde aan funksies. Ja. Ja. Nou wil ons sê jy kan nooit so wees nie. Hy het gesterf vir die sondes. Hy het sy lewe kom gee vir ons. Hy het kom wonderwerke doen en dan wil ons al hierdie funksies praat want ons verstaan nie identiteit nie. Nou koppel ons dit weer aan die waarde gaan nou na 'n funksie toe. Jy het daarmee begin. Ja. En nie in die identiteit nie. Ja. Daai selfe Jesus Christus sê, die werke wat ek gedoen het, gaan julle ook aan doen, selfs groter werke. So dit gaan nie oor die werke nie, dit gaan oor die identiteit. Hierdie Christus wees. Hy kan dinge doen. In die huis van my In die vader is daar huis. baie wonings. Ek is die eerste een. Hy sê as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ja. Maar daar is nog wonings. So ons almal word woning. in Christus weergebore. Dit is eintlik so mooi. En as ons daai nou snap en ons vat dit weg van funksie af, Ja. dan hoor ons, wag eens so 'n bietjie, hy's 'n hoeksteen Ja. van baie ander stene. Ja. Dan hoor ons hy's die hoof van dieselfde liggaam waarvan ons deel is. Ons is die gebou. Hy's die eerste Hy's die van hoeksteen. baie. Hy's die eersgeborene Nou van begin ons baie broers. identiteit verstaan, want ons vat dit nou weg van funksie Dit is af. belangrik wat Ons is jy nie geroep vir sy funksie Ja. nie. Ja. Ons is nie. Ja, ja, ons kan nooit sy Ons is funksie nie doen. sy Hy's die funksie eerste. nie. Hy's die lam, hy's die versoener, hy's die mediator tussen God en die mens, hy's die hoëpriester tussen God Ja. en mens.
Ons kan nie hy funksie En ek nie. dink dit is hoekom ek oopgemaak het daarmee dat die vyand wil ons identiteit goedkoop maak. Ja. Want eintlik as ons ware identiteit agterkom, herstel ons weer die waarde. Reg. Natuurlik. En Christus is die waarde en jy sê altyd vir ons is verskillend in funksies. So ons moet dit nie oor funksies maak nie. Ja, Ons is reg. verskillend in funksies. Maar Maar as gelyk in ons waarde. waarde verstaan, Daar ons is hy. identiteit, Baie mooi. dan gaan ons begin mekaar se funksies waardeer Reg. en ons gaan dit saam voeg en vleg en ons Ja. kan iets incredible doen. Maar dit is eintlik dis nie wat ons bepaal nie. Dis die een waarde wat ons Ja, wat ja, ons want jou waarde is jou identiteit. Ja. Definitief. Ja. Jy weet dit is so mooi toe Jesus uit die dood uit opstaan. En Maria Magdalena, dis vir my so mooi prentjie. Ja. Ons sien vir Adam val in die tuin Ja. met Eva Ja. en hier is hierdie prentjie. Jesus verskyn nie eers aan sy disippels nie. Hy verskyn eerste aan Maria, wat ook 'n prentjie is wat met baie demone gevul was, wat amper weer 'n prentjie is van hoe die kerk of die aarde gelyk het met baie bose dinge. Hier verskyn hy eers aan Maria Magdalena, maar in sy opgestaande vorm, in sy Christusvorm. En sy herken hom nie hoe hy lyk nie, want Jesus van Nasaret is nie nou daar nie. Ja. Hierdie vleesmens, hy's nou Jesus Christus, daai liggaam het nou opgestaan, hè. En sy sê vir hom, meneer, waar het julle vir Jesus begrawe? Sy noem hom 'n tuinier, is vir my so mooi met Adam. Kan sien jy die korrelasie, nê? Die prentjie. Sê vir my waar het hy hom begrawe? En hy spreek haar aan met die stem wat hy die hele tyd gehad het die laaste 3 jaar. Maria, en sy dink, wag, ek ken haar. Iemand het Jesus het so met my die hele tyd gepraat. Ja. Rabbi, is dit jy? Ja. Sy het hom nie herken aan hoe hy lyk nie. Rabboni. En hy sê, Dit is so mooi. ja, Rabboni, hy sê, luister, moenie aan my raak nou nie. Ek moet opvaar. Hierdie werk gaan ek aan die regterhand van God nou gaan sit. Maar luister gou vir my. Gaan gou na my broers toe. Ja. Hy sê nie meer disippels nie. Hy sê gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my God wat Ja. ook nou hulle God is. Ek vaar op na my Vader wat ook nou hulle Vader is. Jesus, dis dan maar 'n kragtige Dis stelling. Ja. Baie Dit is so mooi. Weet jy, dis 'n maar kragtige stelling hoor. En hier kom Petrus en Johannes aangehardloop en toe hulle in die graf kyk, die kopdoek lê eenkant mooi opgevou, die liggaam lê opgevrommel. Die prentjie van die eerste koms van Christus wat hy gedoen het, afgehandel. Eerste dinge aangaande Christus, afgehandel. Die tweede dinge aangaande, die volgende dinge wat ons perfek maak, hang nou van die liggaam af. So die duiwel het regtig geslaag om ons vas te laat hak by die eerste dinge aangaande Christus. Laat ons nie by die tweede doek kan uitkom, die liggaam se doek om dit op te vou en dit klaar te maak. Jy sien dit is of op te vrommel hoe ook al nou afhangende van hoe dit is, nee, nie so hoe die kopdoek was opgevou, die liggaam was opgevou. Met ander woorde, Jesus sê ek's klaar met hierdie, nooit weer nie. Die eerste koms van Christus het die hoofgoed klaar gemaak van hierdie liggaam en gesê dis dan. Ja. Nou kom die liggaam gedeelte om 'n werk te doen. Daar's lê baie diepte in daai vir ons om te verstaan as die eerste dinge aangaande Christus wees nie afgehandel is nie en ons ken nie ons identiteit nie. Hoe sal ons in ons funksies kan floreer as ons nie ons waarde verstaan nie? Baie belangrik. Ja, baie baie mooi. mooi. En ek mooi. dink as ons die openbaring van Jesus Christus is so belangrik vir ons nou om te leer, om te weet en dit te leer ken, want dit wys ons wie ons is. Baie mooi. Korrek. En vir my om af te sluit, want ons is nou uit tyd is hy leer ons altyd ons moet eers weet wie ons is voor ons kan weet waarom ons is. Ons soek al klaar purpose in die lewe. Ja. Almal soek purpose. Waar pas ek in, maar ons weet nie wie ons is. Ja, baie mooi. So en dan wil ons in 'n tyd probeer ons purpose laat werk. Ja. En dis hoekom ons so soekend en so deurmekaar is. Maar as ons kan begin vasmaak wie ons is, gaan God aan ons openbaar waarom ons is en dan gaan hy die tye en sy seisoene aan ons baie openbaar. mooi gesê. En so identiteit Baie is mooi. van kardinale belang vir God, vir ons as kerk om dit te besef sodat God ons kan mobiliseer om 'n werk om te doen. Beautiful. Beautiful, dis dit. Daar's hy. Ja. Dit is Ag ek dink net ek wil net hierdie sê, ek weet ons tyd is uit, maar ek wil net weer hierdie sê in Johannes 17, in Johannes 17 vers 3 waar Jesus dit so mooi sê. En ek dink dit is by die mooi orde van identiteit. Ons is daar om die beeld en gelykenis van God te wees. Ons moet hom ken. As ons hom nie ken nie, gaan ons Jesus Christus nie verstaan nie. ja, En as ons Jesus Christus nie ken nie, gaan ons nie baie verstaan nie. mooi. Ja. Waar? Dis wat Jesus daar sê. Hy sê dat Hy moet vir almal die ewige lewe gee. Hierdie is die ewige lewe. Dis die ewige lewe. Ja. Nou dis die ewige lewe. Dis my lewe.
Dis almal se lewe wat in ewigheid gaan leef in Christus. Ja, en hy sê nie afterlife. Nee, hy sê nee, die nee, lewe. ewige lewe. Okay. Laat hulle U kan ken, die enige waaragtige God en die Here Jesus Christus. Ja. Ek gaan nie by die ewige lewe uitkom waar ek die ewige lewe van God in die aarde kan lewe as ek nie God ken en Jesus Christus nie. As ek hom ken, gaan ek Jesus Christus verstaan. As ek Jesus Christus verstaan, gaan ek my verstaan. Ja, want hy is die tweede Na die Adam. Gees. Ja, Hy is ja. Adam. Hy is die Uit hoof. hierdie Adam uit sy identiteit. Weet ek nou wat's my Hy is die identiteit? Heer van hierdie spesies. Daar's hy. Ja. As ek sy identiteit ken as seun van God, Reg. kan ek my identiteit van Reg. seun. En dis presies wat jy gesê het toe jy nou afsluit. Beautiful. Daai identiteit, een waarde, verskillend in funksies. Baie mooi. Ja. Ja. Ja, so aan die einde, Sandra sê vir ons die voorreg of die taak opneem vir ons te bid vanaand. Ek dink Ja, jy het vir ons die openbaring van Jesus Christus gebring. Ek dink iets wat Regtig Niels so. oor dankbaar is, die ding Oh ja. waar ek oor dankbaar is. Ek dink die hele span wat hier werk en die mense wat jy leer ken het. Ek dink nie ons waardeer en sien hoe kosbaar hierdie skat is van die openbaring van Christus wat deel geword het van ons lewe. Ons wil net eerstens sê, ons waardeer jou. Ja. Ja. En ek dink ons sê dit min, Ja. maar mense weet nie waar jy gaan en veg om hierdie identiteit te kom vestig nie. Ja. En die klippe wat gegooi word en Ja, die Jake. dinge wat na jou toe gesê word, harde woorde partymal. Maar ek dink die grootste ding in ons tyd is die openbaring van Christus wat die identiteit in elkeen van ons kom herstel het. Absoluut. Absoluut. En so ons wil vir jou dankie sê. Dankie vir dit. En ek hoop dat ons kykers en die wat soekend is en nie weet, hulle loop hulle self iewers teen 'n muur vas in die skrif en wat hulle geleer het en party dinge is uit fokus uit. Dankie dat jy vanaand agter die kamera gestaan het, soos vir die kameraman vanaand. Jy het agter die kamera kom staan en die fokus van dit wat God vir ons wou gee, kom regtrek, sodat ons weer kan sien. En ons is dankbaar vir dit vanaand. En dankie vir die houe wat jy vat namens ons almal en ook nou in 'n tyd namens die werk van Jesus Christus wat jy vat om dit te doen en ons wil jou eer daarvoor. Ja. Is baie mooi. So ek wil jou die geleentheid gee om te bid, maar ek gaan maar bid. Ja, ek weet En, nie bitte ou nou na dit ek wil net sê Jake, ek wil nie iets baie sê, ek wil net sê ek wil die Here eer met dit. Ja. Ek wil altyd net hê dat die werk moet God se werk oopsluit. Ek Ja. dink dis die hart van die saak. En dis ons jou ken ook. Ja. Ja. Ja, ek wil net dit is net vir my Ja. belangrik. Ek dink nie ooit van die tyd wat ons jou geken het, dat jy dit ooit na jouself toe gevat het nie. Maar die feit dat ons nou 'n werk moet doen Ja, en dat die mense, weet Niels het 'n belangrike ding gesê vanaand. Toe ek ons doen so 'n oefening voor jy gekom het oor net om die mikrofone te toets en ek sê so Niels, wat sal jy sê oor dit? Dit sê dit gaan oor die oorsprong. En ons weet uit Jesus Christus het hierdie nuwe saad het dit begin. En as dit nie was vir 'n man wat sy hart 100% gerig was op God, dat ons hierdie openbaring kon kry van hierdie oorsprong van waar ons kom, nie sou ons nie geweet het wie dit waar ons is vandag nie. En so ek wil dit acknowledge vanaand. Ek dink dit is belangrik vir die kykers om dit te weet en die wat soekend is. Dis die plek om dit te kry. Dis waar God weer die Melchisedek orde herstel en waar die opvoeding van God en hierdie tyd vir die kerk kan herstel. Ek dink die praktyk, Jake, ek wil dit in een sin sê. Praktyk van wat ons nou hier sê en van baie wat ons gesê het vanaand in my lewe. Vir my toe ek nie identiteit in Christus verstaan het nie. Ja. Het ek funksie gejaag. Ja, dis ons almal se. Ek wou siekes gesond maak. Ek was bekend daarvoor. Die man wat wonderwerke doen en ek was gehero daarvoor. Tot die openbaring van Jesus Christus wat deur Sandra na my toe gekom het. Toe daai openbaring by my laat kom verstaan het, blinde mense is minder siek geestelik as mense in die kerk wat nie kan sien nie. Ja. En lam mense is minder siek as mense in die kerk wat nie kan loop nie, omdat ons blind is en nie kan loop nie, want ons verstaan nie ons identiteit nie. Ja. Het daai vir my bysake geword. En my identiteit het nie meer in 'n funksie gelê nie. Ja. Dit het geskuif. Mense dink ek het mal geraak. Ja. Nee, ek het begin sien wat God se hart is, wat hy wil oopsluit in hierdie aarde. En daarvoor is ek dankbaar. Dis wat hierdie boodskap vir my kom doen het.
En skielik het my bediening in 'n ander heerlikheid ingeskuif. Godsdienstige mense verstaan nie, want waar's daai Niels? Jesus, maar God verstaan. En hierdie openbaring het vir my laat verstaan, nou doen ek vir God iets. Nie vir mense nie. Mense het gesond geword, gaan almal met hulle lewe. Dis maar mense wat ek nou help om geestelik te kan sien en te kan loop. Beteken vir God iets, hulle word heres. Ja, hulle leef Hulle neem heerskappy op. Van God, Ja. ja. Funksie sluit Ek is identiteit dankbaar. op nie. Weet jy wat Identiteit is vir sluit my, funksie. weet jy wat vir my die lekkerste is? Dankbaar. Hierdie werk. Jy weet ek is dis waar. Dit bring ons almal bymekaar om vir God saam een ding te doen. Ja. En dit is waarvoor Jesus sy lewe gegee het. Reg. Dis nie daar's nie meer my bediening of jou bediening of jou Reg. bediening. Ons almal hier, al drie van ons het 'n funksie in die vyfvoud en in die kerkwêreld. Reg. Maar dis net die Christuswerk Ja. en die verstaan van identiteit wat waarde gelyk maak dat ons bereid is om ons funksies saam te sit Reg. en eintlik vir die Here iets awesome saam te doen. Ja. Die verdeeldheid is verby. Ja. Die eenheid het begin en dit is waarvoor Jesus betaal het. Dit is waaroor hierdie gaan. Ja. Ja. En Dis waaroor kerk moet gaan. dit is waar kerk. Dis die gesprek van Efesiërs 4. ja, dit was daai openbaring wat Petrus gekry het. Gesprek van Een Efesiërs. rots waarop Jesus Christus dan Ja. uiteindelik sy kerk kan kom. Want dis hy wat hierdie openbaring gegee het. Natuurlik. Hy sit mos aan die regterhand van God. Reg. So toe 'n tyd aanbreek en God sê die tyd is daar. Hy tree mos in. Toe moes daar 'n openbaring uit hom uitkom wat weer die Baie kerk mooi. bymekaar trek. En ek dink Baie mooi. feit dat ons almal hier saam sit, ons doen een werk. Ek staan en kyk na jy as Chris agter die kamera aan. Here het hom van die Kaap af gebring. Die mense, Here bring Die mense. almal na hierdie hy herstel weer een liggaam, een visie en ek dink Ja. dis die krag van hierdie openbaring Tot lof en eer van die heerlikheid van van die ons Here. Vader. Ja, Ja. baie mooi. Ja. Ja. Niels, ek gaan jou vra om te bid. Ek gaan nie nou bid nie. Ons het almal Ek het nou lank genoeg hier gedink, gaan ek bid op Niels. Niels, jy gaan vir ons bid vandag. Baie ons het almal 'n kans gehad om te bid. Jy gaan nou bid. Ons laat ons afsluit. Ja. Ja, Vader, vergewe my aan 'n gebrek aan woorde, maar ek wil een groot woord sê. Dankie. Ja. Amen. Dankie, Here. Dankie vir die openbaring van Christus. En dankie dat ons vanuit die openbaring van Christus identiteit kan vind. En uiteindelik weer 'n lewe kan leef tot lof van U heerlikheid. Want uiteindelik het ons eintlik net een roeping. Ons moet hierdie aarde vul met U heerlikheid. En ons gaan dit nie kan doen as ons nie weet wie ons is nie. So ek wil vanaand kom sê dankie vir die openbaring van Christus. Binne in Jesus Christus. Daai werk wat Petrus kon raak sien. En as Petrus vandag na my kan kyk, na Jake, na Zandrey, na ander, sou hy dieselfde kon sê. Jy is Christus, 'n seun van die allerhoogste God. Want dis wat ons uiteindelik na die Gees is. Dis wat ons mekaar moet sien en daarom wil ek nie mense ken na die vlees nie. Ek wil hulle ken na die Gees want dis belangrik. Wil hulle ken in Christus. So Vader, ek wil regtig bid dat hierdie gesprek vanaand dat dit mense sal bedien. Ek wil bid dat ons sal ontvanklik wees, ons sal oop wees. Ons het partykeer dik vestingsmure waarin ons hart aan wil beskerm. Here, dis wat 'n vesting doen. 'n Vesting wil goed binnekant veilig hou. Partykeer het ons net hierdie dik kastele se poorte oopmaak. Jy moet sê hef op julle hoofde oop poorte. Laat die Here koning kan inkom. Laat die werk van Jesus Christus kan inkom in die kerk. En hierdie vestings kan afbreek sodat ons vir God 'n gebou kan bou. So mag die woorde van ons mond en hierdie meditasies wat ons vanaand hier vanuit harte uitkom neersit op hierdie tafel. Mag dit aanneemlik wees vir U en mag U Gees as 'n naprediker dit gebruik. Mense se harte oop te sluit vir die openbaring van Christus wat ons ware identiteit kom herstel na die Gees. Sodat U verheerlik kan word in ons en deur ons en in die hele aarde. Ons het U lief, Vader. Amen. 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 Dankie Zandrey, dankie Niels. Ja, Dankie dat kosbaar. julle gekyk het. Julle het so 'n paar bonusminute gekry, verniet gratis.
Dankie dat julle ingeskakel het. Moenie vergeet nie, ons het die einde van die maand het ons 'n regenerasie by Barnyard in Menlyn. Waar ons die mense bietjie bymekaar bring om die doel wat God het in hierdie stad en dit wat hy wil oopsluit in Pretoria en ook in hierdie land vir julle oopbreek en julle wil deel maak van dit. So kom gerus die 27ste Mei, né, Niels? By die Barnyard in Menlyn. En dan dis ook gratis, net soos hierdie ekstra minute ook gratis. Dis nie 'n kerkding nie. Ja, en daar's ietsie om te eet ook en saam te kuier. En dan ons wil ook sommer noem, as julle nou al so 'n bietjie deur Pretoria gery het, ons het 'n paar coffee shops, die Culture Coffee. Ons doen nou ons eerste middelweekse gemeente binne in 'n Culture in 1 2 3 wekker. So op Woensdae-aande. As julle vra het of wil deel word van 'n community en regtig bietjie deel word van hierdie gesprek van waarmee ons besig is in hierdie openbaring van dit wat in ons stad. 1 2 3 wekker, ons môre aand lunch, ons dit gaan lekker wees by Culture Coffee 1 2 3 wekker. En Niels gaan vir ons die woord bedien en ons gaan lekker saam kuier. So as julle 'n plekkie soek waar julle kan inskakel, it's the place to be. As julle vir ons met ons wil kontak maak, infocus@siamcollective.org is ons e-mailadres. Jy kan nou ietsie stuur en volg ons op sosiale media. Ons is ook daar aan die gang. Geniet die res van die aand, ons sien julle binnekort weer. Totsiens.